Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Johannes 10 vers 41. En baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom gesê het, was waar. En baie het daar in hom geglo, in Jesus begin glo. Ek glo hierdie boodskap gaan vir baie vanoggend iets beteken, wat ontevrede is met hulle eie lewe, met hulle self. Dalk is jy nie een of ander genius nie, en dalk het jy nie werklik besondere gawes of talente nie, en dalk voel jy is maar net 'n doodgewone mens. Dalk het jy nie daar wat uitstaan in suksesse nie, en dalk is jou daar vir jouself bekend daarvoor, dat jy nie altyd vrede in jouself het nie. En dan wil ek jou vanoggend hierdie vraag vra, sal jy my asseblief vertel, watter wonderwerke het Johannes die Doper gedoen? En as jy klaar gedink het daaraan, sal jy my moet erken, dat daar geen wonderwerke is, wat hy gedoen het nie. En tog, wat het Jesus self gesê? Hy sê in Lukas 7 vers 28, Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Jesus sê daar, alhoewel Johannes die Doper geen wonderwerk gedoen het nie, is hy die grootste profeet. Daar is geen groter profeet as hy nie. En dan kom hy en hy sê, maar die kleinste in die koninkryk van God is self groter as wat Jesus sê Johannes die Doper is. En wat was Johannes die Doper se storie? Net om 'n getuienis te wees van die lig. Johannes 1 vers 8, hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Hy moes mense net aan die ding gesit het, hulle bewus gemaak het van Jesus, wat die lam van God is. Weet, wat jy ook al doen, word dalk nie deur hierdie klomp mense raak gesien nie. Maar God kyk na jou lewe, en God sien raak wat jy doen. Leef om net van die lig te getuig. Daar waar jy dalk tussen baie moeilike mense leef, dalk in 'n huis is met moeilike mense, by 'n werk is met moeilike mense. Ons hoef nie mense te oortuig nie, maar ons moet net die getuienis wees. Die getuienis daarvan, tussen hoeveel onaangename mense, dat Jesus die lig in jou lewe is. En, as jy vanoggend by 'n plek is, en jy voel jou lewe is 'n mislukking, jy kan terugkyk na groot foute wat jy gemaak het, dan wil hierdie gedeelte vir jou vanoggend sê, moenie stil staan in die donker van jou lewe nie, maar gaan en wees die getuienis van die lig, van wat Jesus vir jou gedoen het, toe jy opgehou het, om daar die donkerte in jou lewe na te volg, en in die donkerte te bly. Dat mense kan sien, dat wat jy deur is, was vir jou 'n les, en daaruit het jy gewen. Dink weer nou daaraan, Johannes die Doper het geen wonderwerke gedoen nie, maar tog by soveel uitgebring, wat die wonderwerke beleef het, wat Jesus gedoen het. Dalk kan jy net vanoggend hierdie boodskap aanstuur, vir iemand wat jy weet, wat op 'n lae plek is. En dink net hoe daardie persoon sal voel, en wat daardie persoon sal ervaar, as daardie persoon besef, maar Jesus self het van Johannes die Doper gesê, hoe groot hy is. 'n Antwoord deel, waar jy self nie eers weet, wat die antwoord is nie, maar wel vir mense die antwoord kan gee, wat God se woord is. Daar is maniere, om mense, en ook jouself anders te laat dink, en hulle te bewus maak van die lig wat gekom het, om die duisternis te verdryf. Jy vanoggend kom by daardie plek, en iewerste die moed by mekaar skraap, om vir mense te sê, kan ek
vir jou nagmaal bedien? Net altyd, kom ons gaan koffie nie, maar kan ek vir jou bietjie vir 'n slag communion bedien? Kan ek jou vanoggend wys wat die bloed van Jesus vir my gedoen het, om vanoggend voor jou te kan staan en vir jou te kan sê, ek was so 'n groot sondaar en hy het my kom haal met sy lig en hy het die donkerte uit my uitkom haal met sy bloed. Ja, ek moes vergewe en ek moes ook vergifnis vra vir wat ek verkeerd gedoen het. Maar hy het dit wat verkeerd was in my lewe so ver verwyder soos die ooste van die weste. Hy dink nooit weer daaraan nie en hy gee my ook 'n geleentheid om mense nie net een keer nie, maar 490 keer te vergewe, totdat daar niks van daardie seer oorbly, of dit wat hulle aan my gedoen het, wat onregverdig was nie. Ja, dat ek vanoggend kan kom en die liggaam van Jesus Christus kan eet, dit so kan inneem, soos wat ek voedsel sal inneem, en dat ek weet, in my siel word hierdie liggaam van Jesus se wonde my genesing. En soos wat sy genesing in my siel is, weet ek en glo ek, sal ook die dele in my liggaam, wat siek is, wat krank is, wat vol swakheid is, ook genees word deur Jesus se wonde. Want so lief het God my gehad, dat hy nie wou gehad het, ek moet net bly waar ek is nie, maar dat ek ook kan kom by die plek, om te verstaan, dit gaan nie oor die wonderwerke wat ek kan doen, wat ek nie kan doen nie, maar dit gaan oor die wonderwerke wat hy in my doen, en waarvan ek mense bewus kan maak om 'n getuienis te wees. Amen.